Amen en goeiemôre. Dankie vir die geleentheid, Pastor Justin, om die woord hier te kan bedien. En het is altyd 'n voorreg by Kreesop Sentraal. Ons begin 'n reeks en die tema is goeie raad. Nou, dis belangrik dat 'n mens vir mense goeie raad moet gee. Dis belangrik as pa, en dit maak nie saak hoe oud is jy nie, dat jy ook baie keer met jou kind gesels en hom net bietjie goeie raad gee. Dis ook goed miskien om wanneer die geleentheid dit voorhou en daar's mense of daar's kinders om tyd te spandeer om net bietjie lewenswysheid, lewenservaring te deel. Miskien sê jy vandag aan 'n jonger self, aan 'n jonger Koos of Kor, miskien raad sou gee. Miskien sou jy aan 'n jonger self vir jouself gesê het, pas op vir dit, of dis oukei om dit so te doen. Want miskien sou jou uitdagings en dalk die moeilikheid waarin jy jouself al bevind het, minder kon gewees het, of glad nie gebeur het, as jy dalk daardie goeie raad gekry het nie. En ek wil vandag met jou praat oor die tema, dat grense is oukei. Dis oukei om grense in die lewe te hê. Jy gaan dalk vir sê, Marius, ek weet nie lekker van jou tema nie, want ek weet nie hoe Bybels dit is nie, om grense te hê nie, maar kom ons gesels na die tyd, en as jy regtig beswaar het, ons sal drink hierdie week koffie. Maar ek wil vandag vir jou sê, grense is oukei. As ek aan 'n jonger Marius raad kon gegee het, sou ek vir hom gesê het, dis oukei om grense te hê. Nou, ek lees die storie van 'n pa, wat moedeloos voor 'n sielkundige sit, en vra, ek het jou hulp nodig. En die sielkundige vra, maar wat is fout? Wat kan ek vir jou doen? Wat se raad kan ek vir jou gee? Wat's jou storie? En hierdie pa is 'n baie welvarende, suksesvolle sakeman, en hy sit en hy sê vir hierdie persoon, my seun het matriek klaar gemaak, ons was opgewonde gewees vir die drome wat hy het, en die pad wat hy gaan stap, en ons het hom ingeskryf by die universiteit, en ons het sy koshuiskamer reg gekry, en hy is weg universiteit toe. En toe ewe skielik te besef ons, dat sy sosiale lewe oorskry sy akademiese program. En dit was een groot gekuier gewees, en hy moes opskop, hulle het hom, die universiteit het vir hom versoek, hy kan nie meer aangaan nie, hy moet sy kursus stop, en hy is toe by die huis. Vir 18 maande lank het hy by die huis gesit, en niks gedoen nie, en elke nou en dan het ek vir hom gevra, waantoe is jou pad met jou lewe, wat gaan jy doen? En hy het gedink en gewonder, en toe sê hy is reg weer om te gaan studeer, by 'n ander universiteit, en die pa sê toe, ek het hom gaan inskryf, maar hierdie keer het ek hom nie weer in die koshuis gaan inskryf nie, ek het vir hom 'n woonstelletjie gekry, en hy het, sodat hy daar kan bly, weg van die koshuismaats. En toe, wat gebeur? Ek het 'n spreekwoord wat ek altyd sê, if you want to predict the future behavior, look at the past behavior. En daar gebeur dit alweer. Dis een partytjie op partytjie, akademie is daar glad nie van te sprake nie, sy woonstel of sy adres is juist die plek waar die manne en meisies kom kuier en 'n lekker tyd het, en daar gebeur dit weer, hy beland weer by die huis. En die sielkundige sê vir die pa, waar is hierdie jong man, dat ek met hom 'n gesprek kan hê? Ek het nodig om met hom te gesels. En die pa sê, oeps, kan nie nou met hom gesels nie,
Hy is saam met 'n klomp hulle in Europa, hulle is in die Alpe op 'n ski vakansie. Hy sal nie nou beskikbaar wees in die nabye toekoms nie. En die sielkundige sê vir hom, ek kan hom nie help nie, want die probleem is nie by hom nie, die probleem, meneer, is by jou. Jy is die probleem, jy kan nie grense stel nie, jy is eintlik die oorsaak van waar jy nou huidiglik sit. So, watse raad sal jy aan 'n jonger self gee? Soos dat hierdie pa miskien aan homself gesê het, nee, ek moes die grense duidelik gemaak het, ek moes die grense duidelik gestel het. Daar moes meer verantwoordelikheid gewees het in terme van sy seun en sy studies en die pad, en wat hy eintlik gedoen het is, hy gee geld vir sy seun, om maar nog steeds net te doen wat hy wil. So, die seun het nie eintlik hulp nodig nie, hy is op 'n baie lekker plek van sy lewe. Maar wat is die raad wat jy vir jouself kon gegee het? Miskien was dit dalk gewees, ek moes dalk na my pa of my ma geluister het. En jy kan miskien 50, 60, 70, 80 wees, jy kan terugdink en vir jouself dink, my pa en my ma was reg gewees. Wat sou jy vir jouself gesê het, toe jy smoor verliefd was? Wat sou jy vir jouself gesê het? Nou kom ons los daai ene eerder daar, okay, want daar gaan ek moeilikheid soek. Wat sou jy vir jouself gesê het oor mislukkings? Mislukkings wat oor jou pad gekom het. Miskien sê jy vandag vir jouself sê, mislukkings is nie so sleg nie. Mislukkings kan ook jou vriend wees. Want ek kon daar uit iets geleer het. Ek kon meer volwasse word. Ek kon meer gegroei het. Mislukkings is nie noodwendig sleg nie. Dit kan ook baie keer eerder 'n geskenk wees. Maar ek wil vandag met jou praat oor jou grense. Jou mure wat jy bou. Nou as jy kyk na 'n grensmuur, is dit daar om wat te doen. Dit is daar om dit wat binne in daardie erf is, te beskerm. Is dit nie waar nie? En jy sal alles in jou vermoë doen om daardie erf van jou te beskerm. En wat maak ons? Jare terug, julle kinders was, en ek was 'n kind gewees, was daar sulke muurtjies gewees. Was dit nie waar nie? As daar muurtjies was. Maar kyk nou, ons het so 4 voet, weet nie, 4 voet so hoog, nee. Het ons muurtjies gehad. En ewe skielik, toe kom die hoë mure op, en die palisades kom op, en die elektriese heininge kom op, en die alarms word geïnstalleer, en die beams word ingesit, en dan word 'n sekuriteitsfirma gekontrakteer om, wanneer jy 'n knoppie druk, of wanneer 'n alarm afgaan, dan reageer hulle. Hoekom? Omdat jy alles in jou vermoë wil doen, om die elemente uit jou jaar te hou, wat jou skade kan berokken, wat jou kan seermaak. Jy doen alles in jou vermoë om jou mense te beskerm. En as ons kyk na mense se gesin en dit wat jy het, is daar nie een persoon wat nie sal sê, ek wil alles in my vermoë doen om my mense veilig te hou. Ons het nodig om ook in ons eie lewens grensmure te hê. Gee my kans om te verduidelik. Dis belangrik om toe te sien dat die keuses wat jy maak vir jou goed is. En dit word bepaal deur 2 woorde, en daardie woorde is 'n ja en is 'n nee. Dis 'n ja van ek laat toe, of 'n nee bly buite. Nou ek weet nie hoe dit gebeur het nie, maar die lewe verander. En as jy kyk na klein kindertjies, en ek het dit vanmôre beleef met 'n 3-jarige by die kinderkerk by Noord Campus, en het die mamma en pappa, of die oupa en die ouma eintlik hom ingebring, en hy het die storie so bekyk, en hy het gesê, nee. En ons het gesê, kyk die mooi venster, en kyk die prentjies, en kyk die oulike juffrouens met hulle shocking groen en pink hempies, en hy het gesê, nee.
Okay? En ons het die speelgoed uitgehaal en gesê, ons gaan lekker speel en ons gaan lekker sing. En hy het gesê, nee, raai wie het gewen, oupa of ouma, of die seentjie. Die seentjie het gewen. So, hy is toe nou maar op die einde van die dag kerk toe. Want die kinders klein is dit die algemene antwoord? Nee. Tel op jou klere? Nee. Tel op die speelgoed wat jy uitgepak het? Nee. Dat jou boetie net so bietjie speel, dat hy ook net saam met jou kan speel? Nee. Trek hierdie klere aan op 'n Sondagoggend veral met 'n dogtertjie? Nee. Okay? Wil jy sweets en lekker sê? Ja. Okay, dan kry jy ja. Maar hoe ouer ons word, hoe meer sê ons ja. Hoe ouer ons word, hoe moeiliker is dit vir jou en vir my om nee te sê. En ons sê ja vir al die goed wat ons lewens volmaak. Ons sê ja vir al die onnodige grys areas in ons lewens. Ons sê ja vir vriende, ja vir mense. En as jy werk, sal jy agterkom en jou kinders sê ja vir meer werk en langer ure. Want dit raak al hoe moeiliker om te sê nee. Jy sien maar grense bepaal eienaarskap. Saam met eienaarskap kom daar verantwoordelikheid. En baie keer ook gevolge. Grense vra, wees verantwoordelik. As jou buurman 'n boom het, en jy sien hierdie boom is besig om die muur plat te stoot, of om te druk, en jy het al gesprek met hom gehad, of sê hierdie muur gaan kraak, hierdie muur gaan breek, berus die verantwoordelikheid by hom. En hy moet verantwoordelikheid vat vir dit wat besig is om te gebeur. En daarom wil die woord van die Here vir jou en vir my vra, uitroep, pleit, kyk na jou lewe, beskerm jou lewe, beskerm jou menswees, kyk na jouself. Nou kyk ons al Spreuke, is hier ook 'n paal aan die woord. En in die 10de vers van hoofstuk 1 sê, as sondaars jou wil verlei, my seun, moenie toegee nie. Dis 'n pa wat bekommerd is. Dis 'n pa wat lewensraad wil oordra. 'n pleit by sy kind. Moenie met hulle saamgaan nie. Gaan hy verder. Hy sê, moenie met hulle saamgaan nie, my seun, bly van hulle pad af. Wil dit weer vir jou lees. As sondaars jou verlei, my seun, moenie toegee nie. Moenie met hulle saamgaan nie, my seun, bly van hulle pad af. Met ander woorde, pas op. Pas op vir mense. Pas op vir hulle wat jou op die verkeerde pad wil lei. Pas op vir hulle wat nie dieselfde dink as wat jy doen nie. En daarom is dit belangrik dat jy as 'n gesin en jy en jou mense sekere goeie sal doen wat vir julle belangrik is. Daar's sekere goed wat 'n no-go by die kuiters is. En een van daardie dinge is dat wanneer ons 'n film kyk of 'n movie kyk of wat jy dit ook al wil noem en hulle laster en gebruik Jesus se naam of die Here se naam, is dit af. Dis nie eers van, hulle sal dit nou seker nie weer doen nie. Kom ons, dis darem 'n mooi storie, kom ons gaan maar 'n bietjie aan. Koers hierdie kerk. Boom. Die kuitershuis, ons dit gebeur, dit is verby. As jy in 'n fliek sit en dit gebeur, dis dit nou maar by, dat jy nou maar geld geblaas. Van ons sekere waardes wat vir ons belangrik is. Daar's sekere dinge wat ons nie op gaan terugstaan nie. Maar die belangrikste is, wanneer jy 'n pa of 'n oupa is om by dit te staan. Want dit help veel, jy staan die Saterdag by 'n braaivleisvuur en kleinsien is besig om saam te wees en hy hoor en hy sien goed wat nie vir hom sin maak nie. Ek sê by Noordkampus is dit baie keer, die gesprektyd van mammas is maar by die hekke, as die skool uitkom en dan praat hulle, en dan sal hulle vertel dalk van hierdie seentjie, wat 'n klein terroris is in die klas,
en hy maak almal seer, en hy praat nou nog lelik ook, en dan kom jy by die huis en sê jy vir jou kind, pas op vir Gertjie, hy praat lelik, moenie met hom speel nie, moet niks met hom uit te waai nie, maar wanneer ons as paas en oupas die Saterdag saam staan en kuier, wat sien jou kleinseun dan? En ek dink baie keer dan wonder mense en wonder kinders, maar hoe is dit moontlik dat daar sekere reëls vir my is, maar pappa en oupa doen die teenoorgestelde. Jy sien, dit is belangrik dat ons na ons lewens sal kyk. Dit is belangrik dat ons sal weet dat daar grense moet wees wat sekere mense weghou. Wat sekere situasies weghou sodat dit jou kan beskerm. Die beste wat jy vir jou kind of kleinkind kan nalat, is nie 'n klomp geld nie. Ons het ook al vir mekaar al gesê, erfgeld is swerfgeld. Ek het al hoeveel keer in my lewe gesien dat hoe vinnig erfgeld kan kom en hoe vinnig erfgeld gespandeer kan word. Maar daar is iets belangrikers, en dit is die nalatenskap wat ons vir ons kinders en kleinkinders gaan agterlos. Dis hoe hulle jou gaan onthou. Dis wat dit belangrik maak. En daarom sê die woord ook, pas op met wie jy jou tyd spandeer. Spreuke 1:10 sê, hy sê, dear friend, if bad companions tempt you, don't go along with them. Oh friend, don't give them a second look. Don't listen to them for a minute. Met ander woorde, hy sê, moenie eens hulle tyd gee nie. Moenie eens jou tyd mors om na hulle te luister nie. Iemand anders het gesê, our biggest regrets always involve people. Wil dit weer vir julle lees? Our biggest regrets always involve people. Dat jou grootste verwyte, jou grootste smart, jou grootste seer, jou grootste teleurstelling, het baie keer 'n naam en 'n gesig. Van mense wat jou iewers raak gery het. En ek weet nie of jy dit ook ervaar nie, maar my lewe is dit so. So wat maak ek en jy? Wat moet ons doen? Sien rooi ligte. Bly weg. Is daar mense, of persone in jou lewe is, wie se waardes en geloofsoortuiging nie oplyn met joune nie. Bly weg. Laat my dink aan Josef. Almal ken die storie van Josef. En op 'n stadium beland Josef in hierdie penarie. En hy moet hier wegkom. En wat doen Josef? Hy hardloop. Hy hardloop. Dit is belangrik om te hardloop, maar dit is belangrik om op die regte tyd te hardloop. Dit is belangrik om te hardloop wanneer jy moet hardloop en nie te wag. Jy sien, ek sien dit baie keer, ek sien dit met mense wie ek trou. Nou, in die afgelope klompie jare, ek skat, ek is al so 5-6 boeke, kom ons sê 100, kom ons sê tussen 100 en 150 troues het ek al oor my leeftyd gedoen. En as daai twee mense by jou sit, dan smelt hulle oë, so lief is hulle vir mekaar. Want dis al wat hulle wil doen, ons wil net trou. En in al hierdie troues was al so 1 of 2 paartjies gewees, wat ek voorgesê het, pas op. Ek kyk objektief na julle, en daar's 'n paar rooi ligte wat flikker. En my voorstel aan julle is, gaan dink baie mooi, of julle wil trou. Want volgens my, is hier 'n klomp haakplekke wat eers uitgesorteer sal moet word. Jy sien, wat gebeur baie keer? En dan sal daai meisie vir jou sê,
wat baie lief is vir die Here, wat 'n mooi pad saam met die Here loop, wat sy hart en sy lewe getuig dat Jesus Christus deel van haar lewe is, sal sy dan sê, ek sal hom reg kry. Ek sal hom reg kry. Ja. Hierdie persoon kom in haar lewe in, en hy is 'n regte vaarbond. En hy sê vir al die mooi goed, en hy sê vir al die regte goed, op die regte tyd, en slaan hierdie meisie se voete onder haar uit, en sy glo, sy sal hom reg kry. Trou is nie 'n sendingveld nie. Om te trou beteken nie, ek gaan sendingwerk doen en my man of toekomstige vrou gaan haar hart vir die Here gee nie. Dis gevaarlik. Want dit is makliker om iemand af te trek as om iemand op te trek. Justin is groter en sterker as ek. Ek was op vir jou. En as Justin op hierdie bank gaan staan, en ek gaan hom wil aftrek, kan ek jou beloof, ek gaan hom afkry. Dit gaan ook 'n hengse gefight wees. Dit gaan ook 'n hengse gesukkel wees, maar ek sal hom van daai bank afstamp, stoot, wat ook al. Ek sal hom afkry. En dan is hy hoe sterk, as ek nie wil hê, hy moet my optrek nie, gaan hy my nie ook nie optrek nie. Al is hy sterker as ek. En dit is soos die lewe is. Dat wees versigtig. Dit is maklik om afgetrek te word. En daarom pas op vir mense wat nie dieselfde waardes en geloofsoortuigings het as wat joune is nie. Bou 'n muur. Hou mense uit. As jy agterkom, dat jy tree anders op by sekere groepe. En wanneer jy saam met vriende kuier, en jy spandeer tyd saam met hulle, en jy kom agter dat dinge gebeur wat uit jou karakter is, dan moet jy besef, jy is op die verkeerde plek. As jy te doen het met 'n gelaggery oor grappe, waaroor jy nie in 'n ander situasie gemaklik oor sal voel nie. As dit met jou bots, as dit met jou waardes bots, wat daar gebeur en wat daar gesê word, wil ek vir jou sê, maak los. En sê vir jouself, hierdie is nie goed vir my nie. En daardeur sê ek nie, wees onvriendelik nie, ek sê nog wees nog steeds vriendelik, wees nog steeds met 'n mooi gesindheid oor die mense, maar bou 'n muur. Ja, jy gaan dalk ongewild wees, maar die mense gaan vir jou kyk, en hulle gaan besef, dat jy is 'n man of 'n vrou van jou woord. Ek sluit af met die laaste punt. Ook as daardie persone jou negatief beïnvloed, stel 'n grens op. Doen dit vroeër as later. Hoekom wil jy jou kop stamp? Hoekom wil jy mense in jou lewe toelaat wat nie vir jou goed is nie? Hoekom wil jy mense in jou lewe hê wat een doel vir oë het, en dit is om jou af te breek? Dis mense wat jou nie die goedheid van die lewe gun nie. Dis mense wat verneig is en buiterig is. Hoekom soek jy hom of haar in jou lewe? En dan gee Spreuke vir ons hierdie wyse raad. Hy sê, wie met wyse mense omgaan, kry self wysheid. Wie hom met dwaase ophou, word self sleg. Met ander woorde, ek lees daarin, daar's 'n keuse wat gemaak moet word. 'n Keuse om met wyse mense om te gaan, of 'n keuse om jou tyd te mors met dwaase mense. Maar ek dink ons moet eers gaan kyk, wat is 'n wyse mens en wat is 'n dwaase mens? En baie keer is dit moeilik om te definieer, maar wat ons mekaar kan sê is, dit het niks met IQ uit te waai nie, of niks met IQ te doen nie. Maar as ons lees en ons kyk, en dan sien ons dat wyse mense is mense wat die regte lewenskeuses probeer maak, en wat God ken as die begin van hulle keuse. Dit is 'n wyse mens. 'n Wyse mens wat God betrek
by sy of haar lewe. 'n Dwaase mens is die een wat verkeerde keuses maak, verkeerde lewenskeuses doen, en wat God nie by sy lewe of haar lewe wil betrek nie. Met ander woorde is 'n dwaas iemand wat God uit sy son uithaal. Wyse mense is mense wat wakker is en wat bewus is van God se teenwoordigheid in hulle lewens. 'n Wyse mens is iemand wat 'n rooi lig al ver sien aankom. Ver het al gesien, hy is oranje. Hy word rooi. Dan doen jy alles om veilig te wees. Dis nie sleg om grense te hê nie. Grense is oukei. Grense is oukei in jou lewe. Want grense kan jou beskerm, gaan jou beskerm teen die elemente daar buite, teen 'n vyand wat kom en baie keer ander mense gebruik om jou te vernietig, om jou te beïnvloed, sodat dit nie net 'n effek op jou lewe het nie, maar ook 'n effek op hulle vir wie jy lief is, vir hulle vir wie jy wil beskerm met alles wat in jou is. Daarom sê ek vandag, grense is oukei. Pas jou op. Pas jou op. Kry die mense deel van jou lewe wat vir jou goed is, wat opbouend is, wat liefdevol is, wat omgee harte het. Kry hulle in jou kant. Maar trek die lyn teenoor hulle wat nie dieselfde oor jou voel nie. Trek die lyn as hulle jou afdruk. Trek die lyn as jy ervaar ek tree buite my karakter op. Trek die lyn as jy agterkom die waardes wat ons deel is nie dieselfde nie. Want jy het die verantwoordelikheid om jou en om jou mense te beskerm. Amen. Kom ons sluit die oë. Hemelvader, dankie vir die liefde en die teenwoordigheid. Dankie vir die voorreg wat ons het om U te kan ken. En my gebed is, Here, dat mense ook daardie liefde en teenwoordigheid sal ervaar. En Here, dankie vir U Heilige Gees. Hy wat saam met ons hierdie pad stap op aarde. Maar ook hy wat ons help insig en wysheid. En maak ons harte oop om te kan luister, Here, wat U wil is. Help ons om te luister as daar gevaar is. Here, help ons om gehoorsaam te wees en te leef soos wat U graag wil hê ons moet leef. En Here, dan is ons begeerte dat as U na ons lewens kyk, dat U trots sal wees op U seuns en U dogters vir die manier hoe ons leef. Dankie vir die verantwoordelikheid om ook na mense om ons te kyk. Dis dalk 'n eggenoot, dis dalk kinders, dis dalk kleinkinders. Here, help ons om alles ons vermoëns te doen om dit te beskerm. Want op die einde van die dag is dit, Here, is dit ons skat. Is dit ons belangrikste bates in die lewe. En help ons om nie ons grensdrade te verslap of ons mure af te breek wat dan die potensiaal kan hê om hulle seer te maak vir wie ons so lief is nie. Ek bid, Here, seën elkeen in die wonderlike naam van Jesus Christus. En mag hulle U goedheid en U guns, U seën en U beskerming op elke area van hulle lewens beleef. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Ons almal sê Amen. Dankie Pastor Justin.